Ek wil vanoggend begin waar ons laasweek geëindig het by vreugde wat die derde adventskers ook voorstel wat vreugde is. En iets wat ek net besef die afgelope tyd is, vreugde is baie skaars in ons wêreld vandag. Ja. En op 'n stadium het ek myself begin betwyfel, was dit reg? Is dit net ek wat dit dalk nie in die wêreld raak sien om my nie? En ek hou nie van om in die tyd van die jaar in winkelsentrums te gaan rondloop, is net te besig. Ek was nou Saterdag in Israel Mall gewees en nou gaan ek net vinnig na die plek toe en gaan terug en ek besluit om gaan net ergens 'n koffietjie. Ek sit daar en ek kyk almal wat daar verbyloop. Ek sien mense wat 'n klomp dinge doen en skarrel en klomp goeders koop en besig wees. En dan het ek net besef wat is waar. Vreugde is skaars in die wêreld vandag. Die wêreld probeer eintlik vreugde maak of probeer gelukkig wees. Die wêreld probeer gelukkig lyk en hulle doen dit deur 'n klomp verskillende goeders. Kyk hoe selfs in Kerstyd, hoe baie mense probeer goeders doen om weer vreugde te recreate, om weer, daar moet meer liggies wees, daar moet meer goeders wees wat ons doen of wat ons kry, dan moet meer opwinding geskep word. So, allerlei goeders word gedoen om half hierdie vreugde te skep. Mense glimlag op foto's, maar eintlik hier binnekant dra hulle swaar laste. Hulle glimlag, maar eintlik binnekant huil hulle. Al die goeders wat ons probeer skep om opwinding te kry, maak ons eintlik diep binne nie reg so gelukkig as wat ons dink dit is. En daarom moet ons elke jaar iets meer uitdink of iets groter of iets nuuts probeer kry om weer daai vreugde te probeer skep. En dan probeer mense allerlei dinge. Mense het hierdie gevoel, dit is Kersfees, ek behoort bly te wees. Maar in werklikheid binne is hulle nie bly nie. Daar is nie noodwendig altyd vreugde nie. In Adventtyd erken ons eintlik daai spanning. Advent vra nie dat ek en jy geforseerde glimlag moet hê, geforseerde of hierdie blydskap moet ervaar op uiterlike maniere nie. Advent probeer nie oppervlakkige geluk skep of soek nie. Advent eintlik help ons en nooi ons na vreugde toe, nooi ons na die werklikheid toe van vir ons is 'n kind gebore wat liefde vir my en vir jou kom wys het. Wat liefde kom demonstreer het vir my en vir jou op 'n tasbare manier. Liefde wat ontvang moet word. En dit is so belangrik ons gaan nou nog eens stil staan. God kom doen en kom braak teenwoordig. Hy kom wys sy liefde. Maar dit gaan eintlik eers gebeur wanneer ek en jy daai liefde ontvang. Nou van Adventtyd staan ons weer stil by God is teenwoordig. Maar die vraag is vanoggend, is God teenwoordig en ontvang in jou lewe? En is God se liefde 'n werklikheid vandag in jou lewe? En dan wil ek vandag 3 tekste saam met jou lees volgens. Ek kies elke diens in hierdie afgelope tyd is eintlik een lang preek en 'n paar opgebreek met 3 tekste elke. Volgende wil ek weer 3 tekste saam met jou kom deel. En ek wil begin by Lukas. By Lukas 2 wat ek volgende wil kom lees. En Stefan het iets daarvan genoem toe hy oor hoop gepraat het in die begin, is dit die eerste mense wat die tyding van Jesus se geboorte ontvang het. Was nie konings nie, dit was nie priesters nie, dit was nie invloedryke mense gewees nie.
was die eenvoudige herders. Werkersklas, mense wat op die rand gestaan het, mense wat geen status gehad het nie, wat wag gehou het in die nag oor skape. En nou lees ons iets daarvan in Lukas 2. Lukas 2 van vers 8 af. Daar was skaapwagters in dieselfde omgewing wat in die oop veld gebly en snags hulle skaaptroppe opgepas het. 'n Engel van die Here het aan hulle verskyn. Is hierdie so mooi? En die hemelse glans van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het geweldig groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap, wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Kyk, hier lees ons dit weer. Ek bring vir julle 'n goeie boodskap, wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Wat is hierdie bron? Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore Christus, die Here. Praat persoonlik, praat nie net dis vir Israel nie. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore Christus, die Here. Dit sal vir julle die teken wees. Julle sal 'n pasgebore kind vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engele 'n hemelse menigte wat God loof. Eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie God die welbehae het. In vers 17. Nadat hulle hom gesien het hulle aan hom het hulle aan almal gaan vertel wat daar ook in hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat hiervan gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters aan hulle vertel het. Maar Maria het al hierdie woorde gekoester in haar hart. Daaroor bly nadink. Die skaapwagters het teruggekeer, terwyl hulle God verheerlik en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, presies soos dit aan hulle meegedeel is. Jy sien sommer die reaksie wat hulle by hierdie skaapwagters posgevat het, dat hulle teruggegaan het en begin die Here loof en begin prys het. Dis so mooi as die engel met hulle praat, moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle hierdie goeie boodskap, want vandag is vir julle 'n verlosser. En as jy dink aan 'n verlosser, dan is dit so belangrik om dit raak te sien, is dat baie mense, Israel het selfs verlore gevoel, slawe in 'n ander land, die word deur ander ouens regeer, geen hoop, geen verlossing nie. Maar word vir hulle gesê, kyk die skaapwagters, as vir jou, as jou verlosser, vandag is daar vir jou 'n verlosser gebore. En die engel kom sê nie vir hulle, wees bly, want dit gaan maklik raak, julle probleme gaan oplos nie, julle situasie gaan verander nie. Hy sê, wees bly, want julle het 'n verlosser, wat so lief is, wat na julle toe kom. God wat liefde is eintlik hier, saam met jou, hier vandag. Vreugde gebeur nie wanneer ons omstandighede verander nie. Ons het 'n paar keer in hierdie reeks iets daarvan beleef is, dat vreugde gebeur nie wanneer daar net my lewe makliker word en my omstandighede verander nie. Maar vreugde word 'n werklikheid wanneer God teenwoordig raak in my lewe. En wanneer ek besef dat God wat liefde is, sy liefde kom wysheid hier by ons, by my en jou kom teenwoordig word, en waar ons leef en waar ons werk, en oor ons waar ons is God by my en jou teenwoordig. Sy liefde is 'n werklikheid. Jy sê met God bring vreugde nie na 'n perfekte wêreld toe nie. En ek en jy kan vreugde ontvang en liefde ontvang, nie wanneer alles
gesond en reg is nie wanneer ek op 'n beter plek is nie, maar ek en jy kan gesond word, kan die liefde van Christus ervaar, al is ek stikkend, al is daar gebeur al woeste dinge om my. Ek kan die vreugde ervaar, al is ek nog nie skuldvry nie, al is ek nog baie skuld. Ek kan die liefde ervaar, al voel ek nie altyd reg nie. Dit is 'n een besef wat ek en jy God se liefde in moet raak sien en herken, is dat hy teenwoordig geword het, sy liefde vir ons kom wys het. Nou wil ek jou vat na 'n volgende gedeelte toe. Ek wil jou vat na Jesaja toe. En daar gaan ek en jy iets ontdek van in watter wêreld beloof is dat die liefde geopenbaar moet word. Jesaja 9 gee 'n eerlike beskrywing eintlik van die wêreld se toestand. Toe, selfs in die tyd toe Jesus gebore is, en ek dink in 'n groot mate nog steeds vandag. Die volk wat in duisternis ronddwaal, het 'n groot lig gesien. Hulle wat in stikdonker land woon, oor hulle het 'n lig geskyn. U het die nasie vermeerder. U het hulle vreugde groot gemaak. Hulle ervaar vreugde voor u, soos die vreugde in die oestyn, soos die wat juig wanneer hulle byt verdeel. Wanneer word hierdie vreugde werklikheid? Net alles goed gegaan het. 'n donker wêreld, stikdonker sê hy, 'n land waar hulle gewoon het. Het God hulle vreugde groot gemaak. En dan sê hy, hulle ervaar vreugde voor u. Daai ervaar vreugde voor u, sê iets van daai vreugde wat alleen ervaar word wanneer jy in die teenwoordigheid van God is. Dit wat 'n goeie goed met jou gebeur wanneer daar klomp goed is waaroor jy kan opgewonde word. Maar wanneer jy die teenwoordigheid van God het, dan gaan hy aan. Want die las van hulle juk en die hout oor hulle skouers, die stok van hulle slawedrywe het u verpletter, soos op die dag van Midian. Want wat het Jesus kom doen? Hy het ons kom bevry van die skuld wat ek en jy mee moet doen. Die sonde skuld. Hy het Satan, wat die slawedrywer eintlik is, dat ek en jy in gevangene vasgevang was, tot slawe van, hy het ons van hom kom bevry. Ons is vrygemaak deur hom. En nie omdat ons so goed was nie, Midian wat verwys na Gideon wat die Midianiete verslaan het, sonder wapens, omdat God die oorlog gewen het. Gideon en 300 man moes net aan opdrag. God het hierdie verlossing gebring. Ja, elke stewel wat stamp het, moet met 'n gedreun en elke kledingstuk wat in bloed gerol is bestem vir verbranding, is kos vir die vuur. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy is op sy skouers. Hy word genoem wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Hoe kom hierdie vreugde? In watter vorm kom God se liefde? 'n wonderbare raadsman, 'n magtige God, die ewige Vader, 'n vredevors, vir die uitbreiding van sy heerskappy, vir die vrede sonder einde, sal hy op die troon van Dawid en oor sy koninkryk wees, om dit te vestig en te ondersteun, die reg en geregtigheid van nou af en van altyd, die ywer van die Here, heerser oor alle magte, sal dit doen. Dis hoe God se liefde teenwoordig maak. Dis hoe hierdie redding gebeur.
liefde van die wêreld word juis gewys deur die Seun van God wat gebore is. En dit is my so mooi hierdie lig wat nie na die duisternis toe skyn nie, maar die lig wat in die duisternis geskyn. As God by my en jou teenwoordig word, selfs in 'n moeilike omstandighede, in 'n moeilike wêreld, dan is dit sy teenwoordigheid wat liefde en vreugde teebring vir my en vir jou. Die geheim van adventsvreugde gaan juis dat God stuur nie vir my en vir jou noodwendig antwoorde nie, maar hy stuur homself, hy stuur sy seun vir my en vir jou om hier by my en jou teenwoordig te word. Vreugde ontvang ek en jy nie wanneer dit alles begin sin maak wat rondom ons gebeur nie. Maar God wat saam met my is. Maak nie saak waar ek is of verstaan ek nie dit wat gebeur nie, maar ek weet God is hier by my teenwoordig. Ek ervaar sy liefde. Ek het dit raak gesien in dit wat Christus vir my en jou kom doen het. En ek wil vandag vir jou vra, waar is dit vandag in jou lewe of rondom jou? Waar sien jy die donker plekke rondom jou raak? Is dit dalk dat jy angs beleef oor verskillende dinge, dalk moegheid beleef, skuld, dalk beleef, selftwyfel, gebroke verhoudings, 'n jaar wat dalk moeilik was en 'n klomp dinge gebeur is. Dan kom God in Adventstyd nie vir ons sê, "Ek kom dit alles regmaak nie." Hy kom vir my en vir jou sê, "Ek kom by jou staan. Ek kom my liefde vir jou wys, want ek wil in jou by jou kom leef. Om my liefde vir jou kom wys. En dit wil ek vir jou kom lees in Johannes. Johannes 15, lees ons van vers 9 af. Net soos die Vader my lief het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Is nie al klaar die verband wanneer blydskap volkome word? Wanneer dit aan God bly. Blydskap raak eintlike werklikheid wanneer ek en jy in God se liefde bly. Dit is my gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde as dit het niemand nie, omdat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Ek noem julle nie meer slawe nie, omdat 'n slaaf nie weet wat sy eienaar doen nie. Ek het julle egter vriende genoem, omdat ek alles wat ek by my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra, vrug wat blywend is, sodat wat julle in die Vader in my naam vra, hy dit aan julle mag gee. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Ongelooflik hierdie woorde, soos die Vader my lief het ek julle ook lief. As hier wat Jesus vir sy disippels sê, wat hy vir my en vir jou eintlik vandag kom sê, sodat julle vreugde kan vind, wat volkome is, omdat julle in my liefde bly. En daarom het ek in die begin gesê, ek en jy gaan alleen vreugde ervaar, wanneer ek en jy die liefde van God ontvang.
Maar het kan dit net 'n werklikheid wees wanneer ek en jy sy liefde ontvang. En dit, ons mag dink dis dalk sommer net eenvoudig. Maar dink bietjie daaraan. Jy het al mense lief gehad. Dink net daaraan as jy daai persoon wat jy liefhet, jou liefde probeer wys uit op soveel verskillende maniere, jou liefde gegee, dit vir hulle gesê het, sou daai liefde vir jou vreugde gebring het as daai liefde nie teruggeantwoord was nie. Wat dink jy? Jy sou nie vreugde ervaar nie, as jy liefde gee, en liefde word nie teruggeantwoord. Mens ervaar alleen daai vreugde wanneer liefde ontvang word. En daarom is dit so belangrik vir my en vir jou vandag, is dat ons besef hoe belangrik is dit. God het sy liefde vir my en vir jou kom wys, maar as ek dit nie ontvang nie, gaan dit nie 'n werklikheid word nie. En selfs in hierdie teks word iets daarvan verder gesê, dit word ook nie 'n werklikheid as ek en jy nie gaan teruglief hê nie, en daai liefde gaan terugwys vir God nie. As ek nie in daai liefde gaan bly en dit terug gaan leef, en daai liefde gaan demonstreer nie, dan bly dit ook maar net leeg. So belangrik dat ek en jy daai liefde gaan antwoord. Vreugde is op die eind van die dag die vrug van God se nabyheid van sy liefde. Omdat ek dit aanvaar het en teruglief het. En dan is daar 3 vrae wat ek vandag vir jou wil vra. Het jy jouself moet afvra. Waar het jy die nabyheid van God verruil vir besigheid in hierdie tyd? Waar het ek die ruimtes van rus, gebed en stilte verloor om in daai liefde te bly en in sy teenwoordigheid te bly? Waar het my Christelike lewe dalk net plig geword sonder vreugde? Waar het ek en jy ophou om sy liefde te ontvang en in daai liefde te antwoord, teruglief te hê? Want as ek sy liefde elke dag ontvang en hom teruglief het, dan word God se teenwoordigheid 'n werklikheid vir my en vir jou. Ons dit wat Jesus Christus kom doen het nie meer 'n verhaal van 2000 jaar terug nie, maar dit is 'n werklikheid van God se liefde wat nou in my hier is. Ek kan dit ontvang, ek herken wat gebeur het en ek ontvang God se teenwoordigheid, sy liefde. Ek besef dis vir elkeen van ons, is vir my wat Christus het kom doen het. Nou leef ek in hierdie verhouding van liefde. Ek bly daarin. Ek antwoord dit terug elke dag. Adventsvreugde is nie ontkenning van my pyn nie. Dit is nie 'n wegvlugting van my omstandighede. Dit is nie bloot net ek probeer opgewonde wees, iets wat ek probeer namaak nie. Adventsvreugde is geanker God se liefde. Sy teenwoordige liefde in my en jou lewe. So om te weet, ek is geliefd, die Here het my lief. Dis 'n werklikheid. My hoop lê nie, is nie in omstandighede nie, maar die feit dat God my lief het. En dis wat my vir jou genesing bring. 'n Nuwe identiteit. Want ek is nie alleen nie. God is met my, hy het my lief. Hy het teenwoordig geword by ons. Ons wêreld waar ek en jy leef, het nie meer vrolikheid nodig. Het nie nog vuurwerke en nog partytjies nodig nie. Ons wêreld vandag het egte vreugde nodig. Het egte liefde nodig. Dis wat ons wêreld nodig het. Ons wêreld is arm en moeg, omdat hulle nie egte liefde ervaar nie.
God se egte liefde vir ons moet wys. Die vraag moet ek en jy daai egte liefde ontvang. En is ek en jy getuies daarvan. Die herders het getuies daarvan geword. Jesus stuur sy disippels uit, maar julle moet gaan lief hê. Julle moet my liefde gaan dra. Julle moet ander gaan lief hê. My liefde moet 'n werklikheid deur julle in 'n wêreld word wat moeg is, wat stikkend is. Maar dit kan eers gebeur wanneer ek en jy daai liefde ontvang het en dit 'n werklikheid in ons lewens is. Dan kan ek en jy dit begin dra vir ander kan gee. Dan wil ek vir julle net so 3 praktiese maniere gee hoe dit vir jou vandag dit kan 'n werklikheid in jou lewe kan maak. Eerste van alles, bring jou seer, jou stikkindheid, jou hopeloosheid, bring dit wat jy mee worstel, bring dit na die Here toe. God nie wil hê ons moet daai goeders omken nie, maar bring dit na die Here toe, bring dit voor hom. Vreugde begin nie by ontkenning van my werklikheid nie, maar my eerlikheid daarvan te weet, ek is nie alleen nie, ek het 'n God wat saam met my is en ek kan dit na hom toe bring. Bring hierdie goeders wat swaar lê op my hart bring na die Here. Tweede een is om elke dag in my lewe God se teenwoordigheid te kom soek. In die stilte is, of in die natuur, of in die eenvoud van net gaan stil sit en saam met my gesin wees, maar dat ek God se liefde, sy teenwoordigheid gaan kom soek in die gewone elke dag, te besef hy is hier by my. En dan ook om dit te antwoord, om God te antwoord met jou liefde. En as jy die woord lees om te antwoord of dit 'n loflied in jou hart is, of jy die praise and worship musiek harder sit en of jy in gebed voor die Here antwoord dit as God met jou praat, as hy sy liefde vir jou kom wys en jy sy woord vir jou kom gee, met jou kom praat, antwoord dit. Antwoord God se liefde. Ook wanneer jy by mense is, en jy sy liefde met ander kom deel, vir ander kom vertel, vir dit bemoedigende woord is wat jy iemand gee, of vir daad, sommer net 'n daad van vriendelikheid, vriendelik te wees met iemand anders. Dis hoe jy God se liefde teenwoordig maak in ons wêreld. Na Adventstyd wil die Here nie hê ons moet vreugde nie, maar net die emosie wees nie. Nie net liggies, soos liggies wat mens moet aansit nie. Maar dit gaan oor dat ek en jy God se teenwoordigheid raak sien. En as die engel vir die skaalwagters kom sê nie, ek het alles kom regmaak nie. Maar het vir ons kom sê, ek is hier teenwoordig. My liefde kom gee ek hier vir jou. Vang dit. Bly daarin. Leef daarin. Deel dit met ander. Wanneer ek en jy so daai liefde gaan ontvang en dit 'n werklikheid in jou lewe maak, het ons niks nodig nie. En daar's niks fout met Kersgeskenke nie, daar's niks fout met Kersbome en al hierdie goeders nie. Maar wat ek net wil sê is die oomblik wanneer jy die liefde van God, van Christus ontvang het in jou lewe, dan gaan die vreugde en die vervulling en die liefde by jou opborrel. Dit gaan volkome wees. Jy gaan niks anders nodig hê nie. Dan gaan jy regtig gelukkig wees. Maar jy moet sy liefde ontvang. Het jy sy liefde? Vader, ons, die wêreld waar ons in leef, ons soek vrede in baie dinge.
Soveel mis hulle die liefde. Maar help ons as die kinders, dat ons die liefde elke dag sal raak sien. Sal erken, sal bely, sal ontvang. En dankbaarheid, dat ons die liefde ook sal antwoord. En dat daai liefde wat U vir ons het, vir ons liefde vir U, vir ons soveel vreugde sal bring. Dat ons dit met die wêreld ook sal deel. Dat ons niks daarvan sal terughou nie, maar dat ons dit met die wêreld sal deel, dat die wêreld kan ontmoet. Maar waar is die bron van liefde? Waar is die bron van vreugde? Asseblief Here. Mag deur ons lewens, deur ons verhoudings met mense, mag mense die bron van vreugde, Jesus ontmoet, deur ons. Ons kom bid.